Welkom terug by Koffie en Kwadrate. Nou, tot nou toe het ons algebraise uitdrukkings vereenvoudig. Maar vandag, ekskuus my voor, dink dis al tyd om te shine. Vandag gaan ons iets nuuts leer. Hoe om hakies oop te maak. Baie leerders dink dit is moeilik, maar eintlik volg ons net een eenvoudige reël. So teen die einde van hierdie video gaan hakies jou glad nie meer bang maak nie. Ek dink ek kan dit vir jou beloof. So teen die einde van hierdie les wil ek hê julle moet weet wat die distributiewe wet is, dat julle hakies korrek kan oopmaak, dat julle positiewe en negatiewe getalle korrek kan vermenigvuldig en dan maar net algemene foute met hakies te vermy. Nou, ek gaan iets op die bord nou skryf. Sê nou maar jy het 2x plus 3. Okay. Wat dink jy beteken hierdie uitdrukking? Nou, ek gaan sommer net vinnig wys hoe mense dit doen, maar dan wil ek aanbeweeg na voorbeelde wat dalk dit 'n bietjie makliker sal maak. So wat nou hier gebeur is, ons maal dit wat voor staan met alles binne die hakie. So 2 maal met x is 2x. 2 maal met 3 is plus 6. Want hier voor die 2 staan 'n plus, en 'n plus maal 'n plus, hier plus maal 'n plus, maak 'n plus. Ons gaan nou ook daarby uitkom. Alright. So hoekom werk die distributiewe wet? En ek gaan nou 'n formule gee nie. Ek gaan vir jou 'n werklike voorbeeld gee. Okay? Stel jou voor jy koop 2 pakkies lekkers. Elke pakkie bevat x lollipops en 3 sjokolades. Nou ek sê x lollipops want ons weet nie hoeveel lollipops daar is nie. So kom ons teken die 2 pakkies. Jy het hier 'n pakkie en jy het hier 'n pakkie. Okay? Dis jou 2 pakkies lekkers. Nou ons het x lollipops en 3 sjokolades in en weer x lollipops en 3 sjokolade in. Okay, nou, hoeveel lekkers het ons al te saam? So ons plus net hierdie 2, né? En dit gee vir ons x plus 3 plus x plus 3. Right, en ons vereenvoudig, so ons het 2x plus 6. En ek gaan dit vir jou langsaan skryf. As jy dit faktoriseer, ons gaan ook daarby later kom, dan is dit 2x plus 3. Sien jy nou wat hier gebeur het? Hierdie lyk presies soos hierdie wat ons nou net hierbo gedoen het. Okay? Nou, kyk wat gebeur. Ons het die 2 met elke deel binne die hakies vermenigvuldig. Sien jy? Hierso en hierso. Okay. So, die goue reël, né, is maak elke term maal, né, elke term binne die hakies. Of nog eenvoudiger. Wat buite die hakies staan, moet met alles binne die hakies vermenigvuldig word. En dit beteken alles. Okay? Nou, kom ons begin met 'n voorbeeld. Sê nou maar, ons het, ja, hierdie was nou ons eerste voorbeeld, die 2x, 2 maal x plus 3. Okay, dit is ons eerste voorbeeld. Kom ons doen nog 'n voorbeeld. So 'n bietjie groter maak. 3a plus 5. So wat doen ons? Ons maal in. 3 maal met a is 3a. 3 maal met 5 is 15. En dis positiewe getalle, so niks hoef te verander nie. Okay? Sê nou maar 5i plus 2. Ons maal in. 5 maal met i is 5i. 5 maal met 2 is 10. Alright. So moenie net die eerste term maal nie.
albei terme moet vereenvoudig word. Ok? Nou gaan ek aftrekking in die hakies vir jou wys. So, sê nou maar jy het, dis wat rooi, jy het 4x minus 2. Sê ons het nou 'n negatiewe getal daar wat minus 2 is. Ok, so 4 maal met x is 4x en 4 maal met minus 2 is minus 8. Hoekom is dit minus 8? Want daai plus voor die 4 maal die minus van die 2 gee vir jou 'n minus getal. En ek wil sommer gou hier langsaan net iets baie belangriks wys. Ok, sê nou maar jy het 'n plus, maal met 'n plus getal, dit gee vir jou 'n plus uitkomste. Sê nou maar jy het 'n plus getal, maal 'n minus getal, kry jy 'n negatiewe antwoord. Sê nou maar jy het 'n negatiewe getal, maal nog 'n negatiewe getal, dan kry jy 'n plus antwoord. Ok. Hierdie goed moet jy uit jou kop uit ken. Daar is nie enige shortcuts of loopholes nie. Jy moet hierdie goed ken. Ok. Kom ons doen gou nog enetjie. Ok. Sê nou maar ons het 6 en a minus 3. 6 maal met a is 6a. 6 maal met minus 3 is minus 18. Ok, ek dink julle verstaan nou wat hier aangaan. So, die minus teken bly saam met die getal, ok? Nou, ek gaan vir jou nog 'n voorbeeld van die distributiewe wet wys, en dit gaan 'n klein bietjie moeiliker wees. So, ons het nou 'n negatiewe getal buite, minus 2x plus 4. Ok, nou 'n minus 2 maal 'n plus x gee vir ons 'n min 2x, want 'n plus maal 'n minus is 'n minus. Nou het ons 'n minus 2 maal 'n plus 4 en dit gee vir ons 'n minus 8. Ok. Hierdie is nou nog 'n voorbeeld. En hy, dink ek, wil ek net so klein bietjie langer by staan. Kom ons sê ons het weer 'n minus getal, minus 3, hakkie a, minus 5. Alright. So minus 3 maal 'n plus a is 'n minus 3a. Maar nou, hier het ons 'n minus, hier het ons ook 'n minus. Wat het ons nou net hierbo gesê? 'n minus maal 'n minus gee vir ons 'n plus. So die antwoord is minus 3 maal minus 5 is plus 15. Dit is baie belangrik hierdie. Ok. Gaan kyk waar ek trek op die oomblik. Alright. So ons het nou hierdie tabel gedoen. En asseblief gaan leer dit, ken dit, maak 'n deel van jou alledaagse asemhaling. Ok? Kom ons doen gou net so 'n paar voorbeelde saam. Nou is daar ook nog 'n grasnyer in die agtergrond. Ek vra om verskoning. Ok. So 7x plus 2 is 7x plus 14. Hoe meer jy dit doen, hoe vinniger gaan dit gaan, hierdie somme. 5a min 6 is gelyk aan 5a en 'n plus 5 en 'n minus 6 is 'n minus 30. Ok. Ons maak ook 'n lyntjies net dat ons hulle skei van mekaar. Ok, minus 4 y plus 3 gee vir ons minus 4y, want 'n plus maal 'n minus is 'n minus. Minus 4 maal plus 3 is 'n minus 12. Is 'n minus 12.
want 'n minus maal 'n plus is 'n minus. Alright. En dan 'n laaste enetjie wat ek wil doen met julle is minus 2 m minus 8. OK, so dit word minus 2m, want 'n plus maal 'n minus is 'n minus. En minus 2 maal minus 8 is plus 16. Hoekom? Want 'n minus maal 'n minus is 'n plus. Alright. Nou wil ek net half algemene foute uitwys. En van dit sal jy al gedoen het op jou eie. Van dit het lyk al verniet, maar kom ons doen dit gou. So ek gaan nou in raai werk. Die eerste fout wat party mense doen is om te sê dat die 2 word nie ingemaal met die 3 nie. So 2x 2 maal x plus 3 is 2x plus 3. Dit is verkeerd. En daai tekentjie wat ek nou hier gemaak het hierdie, as jy dit sien, dan moet jy weet, dit beteken, dit is nie gelyk aan. Okay? So, dis wat daai tekentjie beteken. Nog 'n fout wat mense maak is, sê nou maar 4x minus 2, en dit is nie gelyk aan 4x minus 2, want alles moet gemaal word. Okay? Die 4 moet ook met die minus 2 maal. Dan het ons minus 3x plus 5. Dit is nie gelyk aan minus 3x plus 15 nie. Hoekom? Want daai minus moet met daai plus maal. En 'n minus maal 'n plus is 'n minus. So daai moet 'n minusgetal wees. Okay? Nog 'n fout wat ons partykeer doen. Dit is 'n eentjie streek. Okay. Nog 'n fout is, sê nou maar minus 2. Minus 2, kom ons sê a minus 4. Okay. Dit is nie gelyk aan minus 2a minus 8 nie. Hoekom? Want hierdie 'n minus maal 'n minus is 'n plus. Dus moet hierdie minus 8 eintlik 'n plus 8 wees. Okay? Alright. Nou, ek het 'n wenk vir julle. Die getal buite die hakkies moet vir elke term binne die hakkies gaan kuier. Alright? Jy kan nie net by jou beste vriendin gaan kuier nie, jy moet by jou oukie ook gaan kuier. Alright. Dis maklik om te onthou en baie leerders sal jare later nog onthou as hulle net onthou dat die getal buite die hakkies moet vir elke term binne die hakkies gaan kuier. Nou, ons kan half 'n tipe van 'n mini vasvraag doen. Kom ons kyk. Wag, ek net geseker maak. Miskien kan ek vir julle net 'n paar sommetjies self gee om te doen. Ja, alright. So gooi in die chat en in die comments wat jou antwoord is. Ek gaan nou vir julle so 5 vragies gee om te doen. En dan, ja, gebruik die comments. Sê wat jy dink die antwoord is. Okay. 3x plus 2. Kom ons doen 5a minus 4. Derde een is minus 2. I plus 7. En dalk 4 is minus 6. M minus 3. En die laaste enetjie sal ek sê moet 'n bietjie makliker wees. 4, eintlik nie makliker nie. 3x plus 2.
Ja, voordat ons aangaan, ek wil gou net 'n soortgelyke som doen as vraag 5 van hierdie, wat ek nou vir julle gee om te doen as sommer net 'n lekker huiswerk oefening. Sê nou maar jy het 3, 2x, ek gaan 'n min insit, minus 4. Alright. Nou, dit is, ja, ek kan eintlik vir julle los met hierdie somme, maar ek wil net wys hoe vraag 5 sal lyk. So 3 maal 2x, onthou nou, die koëffisiënte speel nog steeds 'n rol. So 3 maal 2 is 6x. 3 maal minus 4 is minus 12. Sien jy hierdie 3 en die 2 het 'n bietjie van 'n interaksie met mekaar, right? So as jy nou vraag 5 doen, onthou dit of hou dit in gedagte wanneer jy dit doen. Okay, so net 'n kort opsomming. Wat doen mens nou stap vir stap? Jy begin by die eerste term in die hakkies, jy maal dit. Jy vermenigvuldig die getal buite die hakkies met elke term binne in die hakkies. En dan moet jy asseblief baie mooi oplet op die tekens van die plus en die minus. En dan vereenvoudig jy dit indien dit nodig is. Alright julle, vandag het jy geleer hoe om hakies oop te maak met die distributiewe wet. Onthou net die goue reël, wat buite die hakies staan, moet met elke term binne die hakies vermenigvuldig word. In die volgende les gaan ons nog 'n stap verder. Ons gaan werk met uitdrukkings wat meer as 2 terme binne die hakies het en selfs meer as 1 stel hakies. Dan gaan jy sien dat dieselfde reël steeds werk. Okay, mooi bly julle en geniet die ou 5 sommetjies wat ek vir julle gegee het.